Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Berg van die Kruis Triomfeer Bediening. Ek groet u in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker en ons komende koning. Hy gaan kom met dit wat ons noem die wegraping, die salige hoop van die kerk. En ek vertrou dat u uitsien na daai oomblik wanneer ons gaan hoor, kom op hierheen. Ek hoop ook ek vind u in gesondheid, liggaam, siel en gees. Kom ons bid. Vader, ons sê vir u dankie dat ons weer eens 'n geleentheid het om rondom u woord te kan besig wees. En dat ons kan weet dat Jesus Christus ons verlosser en ons zaligmaker is. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Hierdie is ons deel nommer 11 van die eerste brief van die apostel Petrus, hoofstuk 2, en ons begin by vers 11. Geliefdes, en daar wil ek sommer dadelik stop weer. Geliefdes. Ek begin altyd met gewaardeerde luisteraars, gewaardeerde kykers. Miskien moet ek 'n Paulus op julle trek en begin met geliefdes in die Here. En nou wil ek vir u iets sê. Ek dink nou maar net toevallig daaroor en ek praat uit my hart uit. U kan sien ek gebruik nie notas nie. Ek praat soos die Heilige Gees my lei om te sê. Jy het al baie keer die stelling gehoor, ek het jou lief in Jesus. Ek het jou lief in die naam van Jesus. Ek het jou lief deur Jesus. As jy Jesus Christus nodig het om my lief te hê, dan is dit reg. As ek so 'n moeilike mens is, en so 'n aaklige mens is, en jy die krag van die Heilige Gees nodig om my lief te hê. Maar weet jy, daar moet 'n tyd kom. En nou mag mense vir my sê, jy het altyd die Here nodig, want uit jou eie mens. Nee, ek praat nie uit my eie mens nie. Ek is in Christus, in God verborge. Ek praat vanuit my posisie in die hemel saam met Christus Jesus. Ek praat vanuit my posisie as oorwinnaar in Christus Jesus. Ek het jou lief. Ek hoef nie te sê, ek het jou lief in die naam van Jesus. Ek het jou lief deur die krag van Jesus. En wat is daar? Dis outomaties daar. In my eie mens wees is my liefde, die natuurlike liefde kan so draai. Van liefde na haat in 'n oogwink. Maar as ek in Christus Jesus is, en Christus Jesus se liefde is werksaam in my lewe, dan kan ek vir u sê, ek het u lief. Want Paulus kom nie hier en hy sê, geliefdes, ek het julle lief in die naam van Jesus. Hy sê, geliefdes, ek het julle lief, met 'n vurige liefde. Daaroor skryf ek hierdie brief. En van my kant af, as pastoor François, wil ek sê, ek het julle lief, daaroor maak ek hierdie video. Daaroor verduidelik ek die woord van die Here. Daar's mense wat sê, jy het nie nodig om dit te doen nie, want die Heilige Gees leer ons in alles. Die Heilige Gees gebruik my om jou te leer. Die Heilige Gees gebruik 'n boek om jou te leer. Die Heilige Gees gebruik preke om jou te leer, want die Heilige Gees het gesê, dat geloof kom deur die prediking van die woord. Die geloof kom deur die gehoor, en die gehoor kom deur die prediking van die woord. So is nodig dat ons preek, maar hoekom preek ek? Want ek het u lief, en ek wil hê jy moet groei. Ek wil hê jy moet kom tot 'n volmaakte persoon in Jesus Christus. Daaroor het ons pastore en leraars, om ons te onderrig en ons te onderskraag. 'n Pastoor, 'n herder en 'n leraar is nie die baas in die gemeente nie. Hy is die dienaar in die gemeente. Jy dien God se mense. Dis nie jou mense nie. Dis jou familie. Dis jou broers en susters. Dis nie jou besittings nie. Dis nie jou mense nie. Ek het gehoor dat 'n man jare terug sê, die vyfvoudige bediening is die apostel, is die hoof van die kerk, die profeet gee die leiding, die evangelis gaan haal die sondaars, die herder kyk dat die kinders van die Here reg loop, en die leraar
leer hulle, maar hulle is die vyfvoudige bediening, met ander woorde, die apostel is die generaal, dan kry jy die profeet is die kolonel, die evangelis is die sergeant, die herder is 'n korporaal en dan die leraar is 'n onderkorporaal, so iets. Nee, daar is nie so iets nie. Ons is nie vyfvoudige beheerstelsel van die kerk nie. Ons is die vyfvoudige dienaars. En ek wil net hierso sê, ek gebruik die woord vyfvoudig, is eintlik viervoudig, want hy praat van, hy het gegee sommige as apostels, sommige as profete, sommige as evangeliste, en ander as herders en leraars. Met ander woorde, 'n herder, 'n pastoor, moet kan leer en kan herder wees. En ons kry vandag nie meer apostels en profete nie, want dit was gegee, sommige as apostels, sommige as profete, en daardie funksie van die apostel en profeet het al opgehou, die fondasie apostels. As jy vandag na 'n ou verwys as 'n apostel, verwys jy hom na 'n kerkplanter. Iemand wat in 'n gebied gaan werk, wat nog nooit voorheen gewerk is nie. Hy is dan 'n apostel, maar nie 'n apostel, soos vandag se hedendaagse wrede wolwe leenaars, wat sê hulle is apostels en profete, met dieselfde gesag as die apostels en profete van Jesus nie. Nee, daar is nie so iets. Maar daar is nog evangeliste, want ons moet die evangelie verkondig. Daar is nog herders, want ons moet die kudde versorg. Daar is nog leraars, want ons moet die mense oplei. Ek is 'n leraar. Ek was 'n herder in 'n gemeente, maar ek is op die oomblik 'n leraar. En nou kom ek na jou toe en ek sê, geliefde, ek is hier om jou te help en jou op te lei. Ek is nie hier om jou te domineer nie, en ek is ook nie hier om jou te beïndruk met my kennis nie. Ek is ook nie hier om jou
daardie oomblik, het jy jou losgemaak van jou land. Ja, ek gee om wat in my land aangaan. Ek hoor wat die regering aanvang. Ek sien die diskriminasie teenoor verskillende volke. Ek sien die diskriminasie teen die kinders van die Here. Maar die Bybel sê dinge gaan al hoe erger en al hoe erger en al hoe erger word. En dan sê die Bybel, bid vir jou regering. Hy sê nie, jy moet optogte hou en jy moet gebedsbyeenkomste hou om Suid-Afrika te verander en God gaan Suid-Afrika red en Suid-Afrika en Suid-Afrika en Suid-Afrika. My oog is gefestig op 'n stad wat nie deur hande gebou is nie, maar wat deur Jesus Christus, God is die boumeester. Jesus Christus is God, hy is die boumeester van die stad waarheen ek opgaan. Hulle kan maar afbrand, verwoes, te kere gaan. Ek is op pad uit. Nou praat baie mense van, ja, maar weet jy, die jeug van vandag het geen toekoms nie. Sonder Christus het hulle in elk geval nie 'n toekoms nie. En in Christus maak dit nie saak hoe hulle situasie lyk nie, want hulle het 'n toekoms, want daar's 'n salige hoop, die wegraping van die kerk van Jesus Christus, waarna ons reikhalsend uitsien. Nou kom hy en hy sê, terwyl jy hier bly, jy is nie deel van hierdie wêreldsisteem. Jy is 'n vreemdeling en 'n bywoner. Hy sê, en daaroor, moet jy die hele onthou van vleeslike begeertes, wat stryd voer teen die siel. Vleeslike gebeurtenis, ek wil graag daai taxi-drywer se nek omdraai omdat hy voor my ingery het. Jy moet nou vir my sê, oh, pastoor, ons almal is skuldig daaraan. Ons is mense, maar ons het die krag van die Heilige Gees in ons binneste. En ons kan anders optree as die wêreld, want ons is vreemdelinge en bywoners. Ons het nie nodig laat die begeerte van die siel, daai begeerte van jou ou mens, wat as jy geïrriteerd raak, wil jy sommer net vloek. Jy wil sommer net 'n nek omdraai. Paulus sê nee, geliefdes, julle is bywoners, vreemdelinge. Moenie laat hierdie dinge jou ontstel. Jy kan niks doen aan daai taxi-drywer nie. Jy kan niks doen aan die ou wat oor die robot ry nie. Jy kan niks doen aan jou buurman wat so lawaai nie. Jy kan niks doen aan hierdie mense wat dinge doen wat jy weet is nie reg nie. Behalwe om te bid. Daaroor sê hy, bid vir jou regering, dat jy in vrede en veiligheid kan woon. Ja, is moeilik om vir hierdie regering wat ons nou het te bid, maar ons moet vir hulle bid, want God kan hulle siele red. God kan hulle denke verander. Maar terwyl ons dit doen, moet ons onthou, ons is vreemdelinge en bywoners op pad na 'n stad wat nie deur hande gebou is nie, maar van God self die oprigter is. En daaroor moet ons weerhou van al hierdie dinge wat stryd voer teen die siel. Jy sal altyd 'n ding kry wat stryd voer teen jou siel, wat probeer om die siel af te breek, wat probeer om, want die woord sê ons moet ons denke vernuwe, ons moet ons siel vernuwe.
Hoeveel van ons wat skool toe gaan, se lewenswandel is nie skoon nie. Nou kom hy sê, geliefdes, julle is vreemdelinge en bywoners, hou jou lewenswandel onder die heidene, hulle wat ongered is, skoon. Sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wat is die dag van besoeking? Wanneer hulle deur die Heilige Gees oortuig word van sonde. Wanneer hulle deur die Heilige Gees oortuig word dat jou lewenswandel is skoon. Hy gaan allerlei kante, gaan hy jou beskuldig, gaan hy jou beswadder, gaan hy jou in onguns probeer bring, gaan hy dinge op jou neerlê, hy gaan jou beswadder. Maar aan die einde van alles, die einde van die beswaddering, die einde van die valse beskuldigings, sal hy moet uitroep, waarlik, God is met jou. Want maak nie saak wat ek doen nie. Jy het aan my bewys, jy bly egalig. Jy bly 'n getuienis. Jy bly dit wat jy vir my gesê het, jy is kind van die Here. Ek gaan die skrif weer lees en dan gaan ek hier ophou. Kom ons lees weer vers 11 en vers 12. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes, wat stryd voer teen die siel. Moenie goed begeer wat jou getuienis gaan afbreek nie. Dis hoekom ek dit net genoem het, rook, drink, pornografie. Dis vleeslike begeertes wat stryd voer teen jou siel. Ag, ek is so lus vir 'n sigaretjie. Ag, wat sal 'n ou doppie nou maak? Bly daarvan weg. Bly weg van hierdie goed wat stryd voer teen die siel. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon. En wat vir my interessant is, as jy vir 'n sondaar vra wat rook, is rook sonde, sal hy sê ja, rook is sonde. Maar as jy kind van die Here vra is rook sonde, dan sê antwoord baie keer nie, dis net 'n swakheid. Wat die Here my eendag van sal verlos. Jy's lankal verlos. Al wat jy moet doen, sit die goed neer. Vleeslike begeertes, jy's lankal verlos, jy's verlos aan die kruis van Golgotha. Jy het nie bevryding nodig nie. En ek wil dit baie duidelik weer 'n keer stel. Jy het nie bevryding nodig nie. Hulle het nie nodig om 'n nikotienduiwel uit jou te dryf, 'n drankduiwel uit jou te dryf, 'n oorspel duiwel uit jou te dryf nie. Daar's nie sulke goed nie. Daar's baie demone, miljoene van hulle. Maar jy kry nie 'n nikotienduiwel nie. Jy kry net 'n nikotienverslawing, 'n drankverslawing, 'n pornografieverslawing. En nou kom Paulus en hy sê, nou dat jy kind van God is, nou dat jy gered is, nou dat die kruis jou verlos het, nou dat Christus se werk in jou begin werk het, jy 'n nuwe skepsel is, lê dan af. Nie hardloop na pastoor so en so vir bevryding en pastoor so en so vir verlossing en vir hierdie en vir daai en vir al hierdie kante nie. Lê af, jy. Jy wat aan my kyk, en ag, jy het miskien nou maar net 'n meer, of jy het nou maar net 'n probleem met jou gesindheid, of jy het nou maar net ietsie wat krap, irriterend is en so. Jy is verlos,